Baie dankie Dominee Jakes, ek waardeer die gawe en vriendelike woorde. Vriende, ek groet u dan ook vanoggend in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek sê dit ook nou hier ingekom het, dit voel vir my of ek nog nooit weg was nie. Dit is lekker om hier by u te wees en om die woord van die Here hier by u te bedien, om al die bekende gesigte te sien. Dominee Jakes, dankie vir die voorreg saam met die Broeders Kerkraad om in hierdie dae die woord van die Here aan u te mag bedien. Ek het 'n groot waardering daarvoor. Vir al die besoekers wat hier is, al die lidmate, elkeen wat die tyd uitgekoop het, ek is dankbaar ook dat u nou u hart gewillig oopstel om na God se woord te luister. Nou, as u nie by die deur 'n kaartjie gekry het nie, dan moet u na die tyd vir u so 'n wederkomskaartjie neem. Dit is maar net 'n kleiner voorstelling van die boek Openbaring. Alhoewel ons nie 'n diepte studie oor die boek Openbaring gaan doen in hierdie dae nie, gaan ek tog vir u leidrade gee hoe om die boek Openbaring te verstaan. Daar's mos nou mense wat sê dis 'n geslote boek. Jy moet nie die boek Openbaring lees nie, sê hulle, want dan gaan jy in een of ander Bybelstryd in vasgewikkel word. Ek spot dan altyd deur te sê, nee, dan moet ons dit seker nou maar toebaring genoem het, en nie Openbaring nie. Dis nie 'n geslote boek nie. Daar's 'n sleutelvers om die boek Openbaring oop te sluit. En as jy daai vers verstaan, dan maak die boek Openbaring ook vir jou beter sin. En dit is natuurlik Openbaring 1 vers 19. As jy daardie vers bestudeer, dan sien jy dat toe Johannes die opdrag gekry het in Openbaring 1 vers 11 om neer te skryf wat hy gesien het in 'n boek, toe kom die fynere besonderhede van hierdie taak wat hy het, en dit is om neer te skryf wat hy gesien het, wat is en wat sal gebeur. So is hierdie verlede tyd, hede en natuurlik die toekomstige tyd. So as ons nou die boek Openbaring bestudeer, dan sien ons die eerste hoofstuk is hy wie nog altyd was. Dis die Here Jesus Christus. Julle ken Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy is nog altyd daar van ewigheid tot ewigheid. Hy sê aan die Fariseërs, voor Abraham was hy. Maar dan Openbaring 2 en 3 handel natuurlik oor die 7 gemeentes, dis die huidige kerktydperk. Maar dan van Openbaring hoofstuk 4 bevind ons onsself in die hemel. Die kerk is nou nie meer op aarde nie, maar die kerk is in die hemel. Daar's hierdie Griekse uitdrukking metatelta. Jy gaan dit kry in Openbaring 4 vers 1, en Openbaring 7 vers 1, en Openbaring 7 vers 9, wat elke keer beteken na hierdie ding, as iets afgehandel is, dan gebeur daar nou iets volgende. So, die kerk is nie meer op aarde sigbaar nie, maar is nou in die hemel sigbaar. So, van waar af gaan ons van die toekoms lees? Wel, Openbaring 4 vers 1. Dis wat nog in die toekoms lê. Ja, daar is intervalle, of wat ons 'n parentese noem, waar daar terugverwys word na die verlede. Byvoorbeeld in Openbaring 12 gaan jy dit kry, waar daar bietjie terugverwys word na die verlede toe, maar dan spring dit weer na die toekoms toe, om vir ons 'n prentjie te gee van die boek Openbaring. So hoofstuk 6 tot hoofstuk 18 is wat ons die tydperk van groot verdrukking noem, soos Jesus dit ook genoem het in Matteus 24 vers 21. Maar nou, en daarby gaan ek vanoggend volstaan, vanmiddag gaan ek vir u verder inligting gee daaroor, en natuurlik môre as die Here wil, en Dinsdag en Woensdag aand ook. Let op, daar's 'n groot boekrol. Dit stel vir ons die 22 hoofstukke van die boek Openbaring voor. Maar binne in hierdie groot boekrol is daar 'n kleiner boekrol. En ek weet, u ken die antwoord. Dit is hierdie boekrol, die kleiner boekrol binne in 'n boekrol wat met 7 seels verseël is. Hierdie boekrol bevat die inligting oor wat gaan gebeur net voor Jesus se wederkoms. 'n tydperk van 7 jaar
wat oor die aarde gaan kom, net voor Jesus se wederkoms, soos hier uitgebeeld, die ruiter op die wit perd met 'n swaard, wat uit sy mond gaan uitgaan, hier op die kaart. 'n Periode van 7 jaar. Maar het u geweet, dis nie die eerste keer in die Bybel, dat ons van hierdie boek lees nie. Nee, jy lees al van hierdie boek in Daniël. In Daniël hoofstuk 10 kom daar 'n besending engele uit die hemel. Daniël was in gebed voor die Here en hier kom hierdie besending engele en wel, die engele word verhinder, daar's 'n demoniese mag wat verhinder dat die inligting by Daniël uitkom vir 21 dae. En hierdie boek word nou vir ons beskryf, hierdie boek, in Daniël hoofstuk 10 en 11 en 12. Ek noem hierdie boek, wat met 7 seels verseël is, sommer die hemel se geheime boek. Maar die Bybel gee vir hierdie boek 'n spesifieke naam. En hierdie boek se naam lees jy in Daniël 10 vers 21. Se naam is die boek van die waarheid. Hierdie inligting wat in hierdie boek staan, het betrekking tot Israel en die toekoms, want in vers 14 van Daniël 10 gaan jy lees, dit het betrekking op 'n tyd nog in die verre toekoms. Maar dan sê hy, nadat hy nou vir hom verduidelik van hierdie demoniese magte wat hom gekeer het, dan sê hy, nogtans sal ek jou te kenne gee wat in die boek van die waarheid geskryf is. En dan hoofstuk 11 van Daniël is die inhoud van hierdie boek. Maar nou in Daniël 12, as u nou al ooit Daniël gelees het, dan gaan u weet waarvan praat ek nou. Hier in die einde, in Daniël 12, vra Daniël, hy wil nog meer weet. En wat sê die engel aan Daniël? Sorry, jy mag nie nog weet nie. Hy sê, wat sê hy vir hom? Verseël die inligting van die boek. Hy is so nuuskierig, dis Daniël 12 vers 4. Hy is so nuuskierig, hy vra 'n tweede maal, wanneer gaan hierdie dinge wees? Dan word daar vir hom 'n tweede maal gesê in Daniël 12 vers 9 om weer die inhoud van hierdie boek te verseël. Dis nie vreemd dat ons nou in Openbaring van 'n verseëlde boek lees nie, wat met 7 seels verseël is. U sien, want Daniël 11 is die projeksie oor dit wat met Israel gaan gebeur. In Daniël 9, as u nou al ooit Daniël 9 gelees het, dan sal u weet, daar word gepraat van 70 7-talle. Het u al van dit gehoor? Van 70 7-talle wat oor Israel uitgeroep is. In Daniël 11 vind ons 'n beskrywing van die eerste 69 weke, dis 483 jaar. Nou ek gaan nie in al daai detail ingaan nie. As die Here wil, môre aand sal ek van my boeke beskikbaar hê, die Daniël boek, en ek is baie bly om te sê, my nuwe boek oor Openbaring gaan ook môre aand beskikbaar wees, vir u wat dalk bietjie meer die inligting wil bestudeer. Maar nou in Daniël 12 word daar vir hom gesê om nie meer inligting te kry nie, of hy word gesê om die boek se inligting te verseël, maar tot op die tyd van die einde. So, hierdie 7 jaar, u sien daar op die kaart staan ook die 70ste week van Daniël. Daniël 11 gee vir ons 'n beskrywing van die 483 jaar, maar daar's nog 7 jaar uitstaande om dit by 490 jaar uit te bring. 70 maal 7, 490. Daar's 'n uitstaande 7de week. Nou weet ek, nou gaan u weet wat bedoel ek. As jy 'n film kyk en aan die einde van die fliek staan daar to be continued. Nou hierdie verseëlde boek in Openbaring is die to be continued van Daniël 11. Toe hy nou wou hoor om meer inligting te kry, en dan word vir hom gesê om die inligting te verseël, wat gaan gebeur voor Jesus se wederkoms? Daniël verseël dit. Maar aan Johannes is dit toe later, 500 jaar later, meer as 500 jaar, is dit toe geopenbaar.
Wat gaan gebeur? Wat is hierdie inligting wat nie aan Daniël gekommunikeer is nie? Dis die to be continued. En dit is waarby ons gaan stil staan van dit wat nog moet gebeur in Israel, in die wêreld en so meer. Maar vanoggend wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Nou om 2 Tessalonisense 2 mooi te verstaan, wil ek net kortliks gou vir u van die agtergrond gee. Die vraag is altyd, waarom is 'n spesifieke boek in jou Bybel? Waarom het God deur die Heilige Gees die profete en die apostels geïnspireer en gedryf om sekere boeke in die Bybel te hê? As ons nou byvoorbeeld die vraag vra, waarom is die evangelie van Johannes geskryf? Dan sê die Bybelskrywer Johannes self, wat sê hy in Johannes 20 vers 31? Dat ons kan glo dat Jesus die Seun van God is. Daarom het hy die evangelie van Johannes geskryf. Die vraag is, waarom het hy die eerste sendbrief, 1 Johannes geskryf? Ek wil gou kyk of iemand vir my die antwoord kan gee. Hoekom het hy 1 Johannes geskryf? U ken die antwoord. Laat ek bietjie hoor. Sê maar. Wat sê hy in 1 Johannes 5 vers 13? Dit het ek geskrywe, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Hoor u, hy sê self, waarom het hy hierdie brief geskryf? Dat julle kan weet. Hy sê in 1 Johannes 1 vers 4, ek skryf dit aan julle dat julle blydskap volkome kan wees. As jy deur jou lewe gaan en jy's nie seker of jy 'n kind van God is nie, kan jy nie regtig blydskap hê nie. Daarom dat hy sê, ek skryf dit aan julle dat julle blydskap volkome kan wees. Aan die einde van die brief dan sê hy, ek het dit aan julle geskrywe dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Daar's mos mense wat sê, ag ons sal maar raai deur watter hekkie ons eendag gaan. Nee, die Bybel sê jy kan weet. Hoekom is Lukas in jou Bybel? Wel, Lukas sê om die gebeure van Jesus kronologies mooi in volgorde te stel. Hoekom is Handelinge in jou Bybel? Hy skryf van Theophilus, 'n liefhebber van God, dat die Handelinge van die apostels duidelik daar kan wees. Hoekom is 1 Petrus in jou Bybel? Hy sê in 1 Petrus 5 vers 12 dat hy geskryf het deur die getroue broeder Silvanus dan om hulle te vermaan en te betuig dat dit die ware genade van God is waarin hulle staan. Wie is hierdie mense aan wie Petrus skryf? Dis mense, die vreemdelinge van die verstrooiing. Dis mense met wie dit baie swaar gegaan het. Hulle word bedroef onder allerlei beproewinge, sê 1 Petrus 1 vers 6. Inteendeel, hy sê in 1 Petrus 4 vers 12, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat onder julle is, asof iets vreemd onder julle is nie. Rome is afgebrand in 64 na Christus. Keiser Nero was blameer vir hierdie brande in Rome. En toe hy agterkom, die Romeine is besig om teen hom te draai, toe blameer keiser Nero die Christene vir die brande in Rome. Jy kan maar jou geskiedenis gaan bestudeer, dan gaan jy agterkom in 64 na Christus het Rome soos hierdie dubbel duplex huisies van hout gebou het dit so aan mekaar gebrand en Rome het amper uitgewis van die brande. Maar toe sê Nero, dis die Christene wat Rome aan die brand gesteek het, want hulle verkondig 'n dag waarin die wêreld met vuur sal vergaan. En dit het soos 'n veldbrand versprei en die Christene is vervolg. Nou sê hy, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging wat onder julle is, asof iets vreemd onder julle gekom het nie. Maar nou is die vraag, wat gebeur dikwels met 'n mens as dit swaar gaan met jou? Dan dink jy, God is teen jou. Jy kry mos vandag wat ons die voorspoedsteologie noem. As dit goed gaan met jou, dan is dit omdat God met jou is. En as dit swaar gaan met jou, dan is dit omdat God teen jou is. 1 Petrus is 'n bewys dat dit nie so is nie. Want hierdie mense wat vervolg is, aan hulle word geskryf dat dit die ware genade van God is waarin hulle staan. Al gaan dit swaar met hulle. Hulle saak en verhouding is met God reg, hulle die geskenk van wedergeboorte as hulle groei in heiligmaking en so meer. Maar nou is die vraag, hoekom is 1 Tessalonisense geskryf?
As jy Handelinge 17 lees, dan gaan jy agterkom dat Paulus het hierdie gemeente gestig op een van sy sendingreise. Hy was daar vir 3 sabbate en daar's 'n vervolging teen hom. Hy het gevlug na Korinte toe en hy het met hulle gepraat oor die wederkoms. Maar hy het nie alles vir hulle geleer nie. Nou is daar mense wat doodgaan, maar die wederkoms het nog nie plaasgevind nie. Wat gebeur nou met die mense? Ons verwag Jesus moet terugkeer, maar daar's nou mense wat oorlede is, gaan hulle nou saam, hoe gaan hulle by Jesus uitkom, by sy wederkoms? Nou skryf hy, en u ken die vers goed, in 1 Tessalonisense 4 vers 13, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Die woord ontslapenis is nou die mense wat dood is. Dis 'n eufemisme of 'n euphemism eintlik, soos my Engelse juffrou sou sê. Dis om dit net sagter te stel, dis vir die mense wat dood is. Hy wil nie hê dat hulle onkundig moet wees nie. En dan sê hy, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Kan u sien hoe verduidelik hy nou vir hierdie mense, wat gebeur met die mense wat dood is, en wat gebeur met die mense wat lewe. Maar nou, hier kom ons. Hoekom is 2 Tessalonisense geskryf? In 1 Tessalonisense lees jy in 1 Tessalonisense 5 vers 1 oor die tye en geleenthede broeders, het ek nie nodig om in julle te skryf nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Dis die inhoud van die eerste brief. Weet julle wat doen die vyande van Paulus, die vyande van die evangelie? Weet julle wat het hulle toe gedoen? Hulle het agtergekom, Paulus skryf briewe aan die gemeentes. Wat doen hulle? Toe skryf hulle eie briefie. En in die brief onderteken hulle hom as Paulus het dit geskryf. En in die brief, die valse brief, sê hulle, die dag van die Here het gekom. En jammer om van julle moeilikheid te hoor, maar julle het agtergebly. Julle is nou onder die oordeel van God. Kan jy dink watter pandemonium daai Sondagoggend in die kerk was, toe die dominee 'n brief van Paulus lees, en hy lees hierdie brief, geonderteken deur Paulus, die dag van die Here het gekom en julle is onder God se oordeel. Dit was chaos. Hierdie mense het hulle verstand verloor. Dit was pandemonium. Toe Paulus dit hoor, toe skryf hy 2 Tessalonisense. Nou gaan ons 2 Tessalonisense lees, nou gaan u sien van hierdie valse brief wat in die gemeente versprei is. Hoor wat sê 2 Tessalonisense 2. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou, julle weet wat hom teehou sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid
nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Kan u verstaan hoekom hy hier aan die einde sê dat hy bid dat hulle vertroos word, want hierdie mense was regtig hopeloos toe hulle hierdie brief ontvang wat sê, luister, die dag van die Here het gekom en julle het agtergebly. Kyk gou na hoofstuk 3, 2 Tessalonisense 3, vers 17. Kyk hoe skryf Paulus nou hier. Hy sê, die groete van Paulus, met my eie hand, wat 'n teken is in elke brief, so skryf ek. Hy sit nou sy handtekening daaronder, dat hulle volgende keer weet, as hulle weer 'n brief kry, wat van hom afkomstig sou wees, dan moet hulle dit gaan verifieer met hierdie handtekening. So dis 2 Tessalonisense 2. Nou wil ek graag in die lig van hierdie gedeelte wat ons gelees het, nog 'n ander vers aanhaal. En dit is 1 Johannes 2 vers 18, waar Johannes skryf, kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het, die Antichrist kom. In hierdie geheime boek van die hemel word daar gepraat van 'n man wat wêreld toe gaan kom voordat Jesus aarde toe gaan kom. En in hierdie gedeelte wat ons gelees het, vind ons dit ook so. Hier word gepraat van 'n ander man, 'n teestander wat gaan kom, wat tot niet gemaak gaan word by Jesus se wederkoms. En nou as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons hierdie merkwaardige profeseë. Profeseë wat alleen vas is in God se woord. Luister my liewe vriend, die antwoord is nie in die teeblare nie. Die antwoord lê nie in die huisgenoot se sterrekyk nie, of in een of ander vrou wat op die hoek van 'n straat met 'n karavaan staan en 'n kristalbal op 'n tafeltjie nie. Daarin is nie die antwoorde nie. Die enigste betroubare bron wat 'n mens het om God se woord te bestudeer wat die profeseë aanbetref, is God se woord. Waarin die profetiese woord ons leer, wat baie vas is, waarop ons tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Hierdie nodige lig vir die donker toekoms. Ons vind wonderlike profeseë. Profeseë oor Jesus Christus. Ons lees byvoorbeeld die baie bekende moederbelofte van Genesis 3 vers 15. Net na die sondeval maak God hierdie belofte, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad, en hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hier word gepraat van 'n belofte dat daar oorwinning sal wees. En so vind ons reg deur die Bybel beloftes van die Messias, sy geboorteplek, hoe sy lewe sal wees, sy tragiese dood, maar uiteindelik dat hy uit die dood uit gaan opstaan. En in die volheid van die tyd het Jesus juis gekom om vir ons verlossing te bewerk volgens Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Genesis 3 vers 16 praat van die saad van die vrou. Wie is die saad van die vrou? Wel, jy hoef nie te raai nie, die Bybel gee vir jou die antwoord in Galasiërs 3 vers 16.
Hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sien nie, maar op een, en aan jou saad. Dit is Christus. Hy is die beloofde Messias, wat na hierdie wêreld sou kom om verlossing vir ons te bring, om ons vry te koop van die dood, los te maak van die oordeel, dat ons in die oorwinning kan lewe, ja, in die lewe, en nie net die lewe nie, die oorvloed van die lewe. Dis wat hy vir ons kom bewerkstellig het, om ons vry te koop, los te koop, die saad van die vrou, die belofte, dat daar 'n Messias gebore sal word. Maar nou is die vraag, as Christus die saad van die vrou is, wie is die saad van die slang van Genesis 3 vers 15? Ek het al verskriklike antwoorde gehoor. Wat mense beweer die saad van die slang is. Let op, Genesis 3 vers 15 stel die saad van die vrou en die saad van die slang in opposisie met mekaar. Stel hulle teenoor mekaar. As ons die Bybel bestudeer om antwoorde te kry, dan lees ons in Daniël se profeseë, terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos mense oë, 'n mond wat groot dinge spreek. En jy sien hier die beeld wat gebou word in Daniël hoofstuk 7, wat oorloop na Daniël hoofstuk 8 toe, om vir ons antwoorde te kry, 'n horing wat opkom, wat 'n teken is van 'n wêreldleier, wat 'n mond het, wat godslasteringe spreek. Dan lees jy in Daniël hoofstuk 8, vers 19, kyk, ek maak jou bekend, wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want dit sien op die bepaalde tyd van die einde. En dan as jy verder lees in Daniël hoofstuk 8, dan sien jy, wat gaan in die einde gebeur? Ons lees daar van 'n koning wat gaan optree, wanneer die maat van goddeloosheid vol geword het, volgens vers 23. Vers 24 sê, hy sal krag besit, wat nie sy eie is nie. Vers 24 sê ook, dat hy magtiges gaan vernietig, en kwaad aanrig. Vers 25 sê dat hy hyperintellektueel, hy gaan 'n intelligente mens wees. En dan, vers 25 identifiseer hom as 'n koning wat gaan optree teen die vors van vorste. Een wat in opposisie staan met die ware Messias, met die vredevors. En dan as jy Daniël 9 gaan lees, dan sien jy daar word gesê, of daar word gepraat van 'n man wat op die vleuel van gruwels sal wees. Op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Let op, daar word weer gepraat van hierdie verwoester wat sal kom aan die einde van die dae. Dis nie net Daniël wat van hom gepraat het nie. Paulus het ook van hom gepraat wanneer ons lees in ons teks in vers 9 van 2 Tessalonisense 2, hy, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. As u nou onthou uit Daniël hoofstuk 8, wat ons nou net aangehaal het, in vers 24 het daar gestaan, dat hierdie koning wat aan die einde van die dag gaan kom, sy krag gaan nie sy eie wees nie. Nou sê Paulus, waar kom sy krag vandaan? Sy krag kom van die duiwel af. Dit word vir ons hier geopenbaar, dat die man waarvan Daniël gepraat het, dieselfde man is waarna Paulus verwys in 2 Tessalonisense hoofstuk 2. Maar dit is nie net Paulus en Daniël wat hom gesien het nie. In Openbaring hoofstuk 6 lees ons van 'n ruiter wat gaan verskyn op 'n wit perd, wanneer die eerste seël gebreek word. En my liewe vriend, hierdie ruiter op die wit perd van Openbaring hoofstuk 6 is nie die Here Jesus Christus nie. Ja, daar is 'n ruiter op die wit perd in Openbaring hoofstuk 19, uit wie daar se mond 'n skerp
swaard gaan om die nasies daarmee te slaan. Daar is 'n verwysing na Jesus. Maar hier in Openbaring hoofstuk 6 is Jesus die een wat die seels oopmaak en vanuit die eerste seël wat in die toekoms gaan gebeur, kom daar 'n ruiter. 'n kroon is aan hom gegee om uit te gaan as 'n oorwinnaar. Hy gaan uit met 'n wit perd as 'n teken van vrede, maar dit sal 'n valse vrede wees. Hy het 'n boog in die hand. En hierdie boog verwys na verbond, soos reënboog. God het 'n verbond met die aarde gemaak toe die reënboog verskyn het. Dis hierdie selfe woord wat nou hier gebruik word as 'n verduideliking dat daar aan die einde van die dae 'n leier gaan kom met 'n boog in die hand, met 'n verbond in die hand. En wat sê Daniël 9 vers 27 wat ons nou aangehaal het? Op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wat gaan hy doen? Hy gaan 'n baie sterk verbond sluit. Jy sien, dis dieselfde man wat hiervan gepraat word, wat na hierdie wêreld toe gaan kom net voor Jesus se wederkoms. 'n ruiter op 'n wit perd, maar hy gaan vinnig van kleur verander wanneer die tweede seël gebreek word, dan word die vrede van die aarde af weggeneem. Maar hy sien hom ook in Openbaring hoofstuk 13. In Openbaring hoofstuk 13 kom daar 'n dier uit die see uit. Miskien sal ek vanaand vir u meer agtergrond gee vanmiddag oor hoe weet ons wat is die see en wat is al die simboliek. Ek sal vanmiddag iets daaroor sê. Maar hy sien hier die dier wat uit die see uit opkom, en as jy dit vergelyk met Daniël hoofstuk 7 van die 4 diere wat daar beskryf word, dan sien jy hier die koninkryk wat uit die nasies van die Mediterrane See kom met 'n wêreldleier, 'n horing wat opstaan tussen hulle. Daniël hoofstuk 7, hier die horing wat opstaan met 'n mond van godslasteringe. Dis wat ons uiteindelik ook lees. Daniël sien hom, Paulus beskryf hom, Johannes gee vir ons 'n prent daarvan, maar Jesus self het ook na hom verwys. Wanneer jy Matteus 24 vers 15 gaan lees, uit die mond van die Here Jesus, dan sê hy, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, in die heiligdom sien staan. Jesus maak nou melding van Daniël 9 vers 27, van hierdie gruwel van die verwoesting, wat in die heiligdom sal staan. In Johannes 1 vers 11, lees ons, dat Jesus na sy eiendom toe gekom het, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar nou sê die baie bekende vers 12 van Johannes 1, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hy het na sy eie mense toe gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Nou lees ons byvoorbeeld in Johannes 5 vers 40, net 'n paar verse aan, waar die Here Jesus sê, en julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. En dan 3 verse aan, in Johannes 5 vers 43, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Wie is hierdie ander een na wie Jesus verwys? Die Antichrist. Jesus noem hom die ander een. Wie verwag die Jode vandag nog om te kom? Hulle Messias. En hierdie woorde gaan net so waar word. Voor die wederkoms van Jesus gaan 'n ander een kom, hom gaan julle aanneem, en die Jode gaan hom aanvaar as hulle Messias, hierdie Antichrist, hierdie koning wat gaan optree as die maat van goddeloosheid vol geword het. Daar is 'n man op die horison van hierdie wêreld wat sy verskyning gaan maak, en Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, die Antichrist kom.
Hy is nie een of ander rekenaar of een of ander stelsel nie. Let op die persoonlike voornaamwoorde wat aan hom beskryf word en so meer, en die name, die benaminge wat vir hom gegee word, die mens van sonde, die seun van die verderf, sê 2 Tessalonisense 2 vers 3, vers 4 sê, hy is die teestander, vers 8 sê, hy is die ongeregtige. Jesus noem hom in Johannes 5 vers 43, die ander een. Daniel noem hom die verwoester. Selfs wanneer ons nou Openbaring 13 gaan kyk, wat hy alles gaan doen, dan sê vers 5, hy spreek godslasteringe uit. Hy onteer die heilige gawes van God in vers 6. Hy voer oorlog teen die heiliges, vers 7. Hy sal deur die aardbewoners aanbid word, sê vers 8. En hy staan in die heiligdom. Daniël 9 vers 27. Ons het hier gelees 2 Tessalonisense 2 vers 4, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is, 'n mens wat sy verskyning gaan maak. En nou is die vraag by hierdie inleidende boodskap oor die wederkoms van Jesus. Dit is die vraag wat die Bybel self vra. In Jesaja 21 vers 11. Wagter, hoe ver is dit in die nag? Hoe laat is dit op God se horlosie? Dan kom die antwoord uit ons teks van oordenking. In 1 Johannes 2 vers 18. Kinders, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het, die Antichrist kom. My liewe vriende, daar is 'n skrikbewind van die Antichrist wat oor hierdie wêreld wag. En Dr. Henny Prinsloo het geskryf in sy boek oor Jesus se wederkoms en die eindgebeure. Hy skryf hierdie volgende woorde. Hy sê die skaduwee van 'n nuwe wêreldleier val reeds lank en donker oor die aarde. 'n Mens hoor onmiskenbaar die voete val van die Antichrist se opmars as jy Bybelse profeseë lees en wêreldgebeure dophou. As jy vanoggend vir 'n oomblik jou ore spits en stil word, dan hoor jy hoe stap hierdie wêreldleier wat die Bybel die Antichrist noem, nader. Sy skrikbewind sal vir 7 jaar wees. Dis die 70ste week van Daniël. Daar word in die Bybel gepraat van 'n tye en 'n halwe tyd. Hoe lank is dit? Dis 3,5. Dis 3,5 plus 3,5 wat ons uitbring by 7 jaar. Daniël sê vir ons in Daniël hoofstuk 7 en dan in Openbaring 12 vers 6, 1260 dae, dis weer eens 3,5 jaar, en 3,5 jaar wat bygevoeg word. Of die Bybel praat op ander plekke van 42 maande. 42 maande en 42 maande bring jou weer eens by 7 jaar, 'n tydperk van groot verdrukking waar die Antichrist in die middel van hierdie verdrukking homself as God gaan aanstel oor die wêreld. Daarom praat hy van 1260 dae en 1260 dae wanneer hierdie groot verdrukking in hierdie twee dele opverdeel word met die Antichrist wat in die middel homself as God gaan verklaar. Hy gaan 'n sterk verbond sluit vir die 70ste week. Daniël 9 vers 7 sê en hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. 'n Tydperk van 7 jaar voor Jesus se wederkoms, dis alreeds aan Daniël geopenbaar in Daniël hoofstuk 9. Die inhoud word vir ons weergegee, so bietjie daarvan aan die einde van Daniël 11, maar dan die volle openbaring. Want nou in Openbaring hoofstuk 10 vind ons 'n engel met 'n geopende boekie in sy hand. In Openbaring hoofstuk 5 was daar 'n groot sterk engel wat gevra het, wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? In Daniël
verskoning in Openbaring 10 is hierdie seels nou oopgemaak. Dis nou geopenbaar. Wat gaan gebeur? 'n Wêreldleier gaan sy verskyning maak wat hierdie wêreld in chaos gaan dompel vir 7 jaar lank met sy vredesverdrag, maar dan uiteindelik gaan hy homself as God aanstel. 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dis in hierdie tydperk van 7 jaar, net voor Jesus se wederkoms, wanneer die wêreld gaan uitroep, vrede en veiligheid, maar dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou. Ek sien daai rekenaar daar agter beweeg nie aan nie. Hy gaan homself as God verklaar. Kom ons gaan net gou weer uit. Ekskuus. Laat ons kyk of hy bykom. Daar's hy. Hy gaan homself as God openbaar. Hy gaan verander. Hy gaan nie hierdie vredende, liewe man bly wat die wêreld gaan dink hy is nie. En as hom as God verklaar het, my liewe vriende, dan het hy 'n sekere modus operandi wat hy wil deurwerk, en u ken dit so goed. Sy plan is om te werk na een wêreldregering. Openbaring 13 vers 3 sê, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Jy weet, my liewe broeders en susters, 'n paar jaar gelede nog, as predikante gepreek het oor 'n nuwe wêreldorde, dan het hulle gedink jy's van jou loetjie getik. Hulle het gedink al jou skroewe is nie lekker vas nie. Iewers is al die varkies nie op hok nie. Dit is net samesweringsteorie of komplotdenkerye, is nou die mooi Afrikaanse woord. Hulle het gedink dis net conspiracies. Wat 'n ding is dit hierdie van 'n nuwe wêreldorde? My liewe vriende, vandag is dit nie meer so nie. Dis algemene nuus dat die wêreld besig is om te werk tot 'n nuwe wêreldorde. As jy dit nie geweet het nie, dan leef jy met jou kop in die sand soos 'n volstruis. Dis wat besig is om te gebeur. Die wêreld is besig om reg te skuif vir 'n nuwe wêreldorde. Hulle praat van 'n groot reset. Daar is agendas wat werk, en ek gaan nou weer iets daaroor sê, om teen 2030 'n nuwe wêreldstelsel in te lei. Daar is die Afrika-Unie, daar is die Verenigde Nasies, daar is die Europese Unie, baie mislukte pogings oor die wêreld heen, maar tog die doelstelling en die modus operandi van die wêreld lui om uiteindelik te werk tot 'n een wêreldregering. Een wêreldleier, een parlement, daar is al lank 'n wêreldparlement. Hulle is besig om die grense af te breek in Europa. U weet dit al, as jy Europa besoek, dan kan jy gaan net waar jy wil. Die landsgrense word weggeneem, die geldstelsels word dieselfde gemaak en verenig, dat jy 'n wêreldburger kan wees. Dis uiteindelik waantoe hulle werk. Dat al die skeidslyne weggeneem moet word, dat jy 'n kosmiese bewussyn moet ontwikkel. Jy moenie nasionalisties dink nie, jy moet internasionalisties dink, jy moet breed dink, jy moet wyd dink, jy moenie eng en beknop dink nie. Nee, jy moet vry dink, los dink, wyd dink, ruim dink. Daar is wêreldleiers wat dit lankal gesê het, dat hulle werk vir 'n nuwe wêreldorde, 'n nuwe regeringsstelsel. Wanneer hulle agter gaan kom, hierdie wêreldregeringsstelsels werk nie. Hulle praat van een wêreldgodsdiens. Dis waantoe hulle werk. U ken dit, in 1948 is daar alreeds die Wêreldraad van Kerke gestig met die lese een kerk vir een wêreld. En ons sien die internasionale nuus van hoe die paus saam met wêreldleiers sit, saam met godsdienstige leiers sit om een wêreldekumeniese godsdiens daar te stel. Ons lees in Openbaring 13 vers 4, en hulle het die draak aanbid wat die
dier mag gegee het en die dier aanbid, daar gaan 'n een wêreld godsdiens wees waar die anti-kris homself as God gaan openbaar en hulle gaan hom aanbid. En hierdie stelsel word nou alreeds bymekaar gebring om daartoe te werk. Het jy al gehoor van Chrislam? Dit is hierdie kombinasie geloof tussen Islam en die Christelike geloof. Nou noem hulle dit Chrislam. En nou sê hulle, ons en die moslems aanbid eintlik dieselfde God. Dit, my liewe vriende, is nie waar nie. Ons aanbid nie dieselfde God nie. Ek onthou, jare gelede was daar mense wat vanuit Brits gemeente Dubai toe verhuis het en hulle stuur vir my 'n pamflet van hoe die moslems poog om vir die Christene wys te maak dat ons en hulle aanbid eintlik dieselfde God. Dan's daar nou so lang lysie, dan staan op die lysie sien, die moslems eet nie vark nie en die Bybel sê ook in die Ou Testament dat ons nie vark moet eet nie. En die vroue van die moslems trek beskeie aan en die Bybel sê ook die vroue moet beskeie aantrek. Nou is daar so 'n lang lys van so 17 of 18 ooreenkomste en dan hier in die einde van die lysie dan staan dan nou in Arabies is God se naam Allah en in Hebreëus is God se naam Elah en daarom is hulle eintlik dieselfde God. Want Elah is nou maar net Hebreëus en Allah is nou maar net Arabies. Luister my vriende, 'n God of 'n persoon word nie geïdentifiseer in hoe jy sy naam spel nie. Daar's 'n Jurgens Prinsloo daar onder in die Kaap. Ek hoor hy's 'n advokaat. Hy's nie ek nie en ek is nie hy nie. Ek is 'n predikant, hy is 'n advokaat. Ons is nie dieselfde mens nie. Sekerlik kan ons beide van 'n lekker skaap choppie hou. Miskien is dit so dat ons albei van Coke hou, nie hierdie unleaded Coke sonder suiker nie, nee, regte Coke. Miskien hou ons beide daarvan, maar dit maak ons nie dieselfde persoon nie. Want die God van die Bybel en die God van die Koran is nie dieselfde nie. Die Koran sê dat Allah het nie 'n seun nie. Die Bybel sê God het 'n eniggebore seun. Dit is nie dieselfde nie. Die Koran sê iemand het in die plek van Jesus gesterf. Die Bybel sê Jesus het in ons plek gesterf. Dis nie dieselfde nie. Maar daar's wêreldliggame wat werk dat almal nou maar net een moet wees in 'n een wêreld godsdiens. Luister my vriende. As jy gedink het, die homoseksuele kwessie is nog die hot topic van groot kerke in ons land, daai bus is lankal verby. Op 2023 se synode van die NG Kerk. Ek preek nie teen 'n kerk nie, ek preek teen dwaalleringe, jy moet my mooi hoor. Op hulle synode, jy kan dit gaan Google, hulle adverteer dit, het hulle alreeds 'n beskrywingspunt gehad vir intergeloofsaanbidding. Op 31 Augustus 2025, net nou die ander maand, het hulle alreeds 'n intergeloofsnagmaal gehou in Hermanus in die NG Kerk. Waar die moslems en die boeddhis en almal bymekaar was om die heilige nagmaalstafel. Daai punt was op die synode van 2023. Weet jy wat is 'n besluit het hulle geneem? Hulle moet teruggaan en die saak net weer gaan bespreek om voorlegging te doen aan die synode van 2027. Luister man, hulle moes daai ou wat daai voorstel gemaak het, hier in sy kraag gegryp het, in aan sy beld, en hom by die synode saal uitgesmyt het. Jy sien, want my liewe broeders en susters, ons kan nie hande vat saam met ander gelowe om dieselfde God kwansies volgens hulle te aanbid, of jy nou voor 'n boomstam neerval of die ware God van die hemel wil aanbid nie. Dit kan nie wees nie. Daar's net een weg en dis Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dis nie 'n boodskap om die wêreld te veroordeel nie. Dis 'n boodskap dat hulle gered kan word. Dis juis 'n boodskap van liefde. Dat hulle gered kan word, maar daar is ekumeniese liggame wat vandag werk tot intergeloofsaanbidding, dat die kerke nou oopgestel moet word en al die gelowe moet nou maar net saam aanbid. Hoor jy die voete val van die anti-kris? Die gees van die anti-kris is al aan die werk. Wat die wêreld reg kry
hiervoor. Een ekumeniese bestel, of verskoon tog, een ekonomiese bestel. Ons lees in Openbaring 13 vers 16 tot 18 en hy maak dat almal klein en groot en die rykes en die armes en die vry mense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word sodat niemand kan koop of verkoop nie behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want die getal van 'n mens en sy getal is 666. 'n Paar jaar gelede, bloot spekulasie. Ek onthou baie argumente van mense wat gesê het, nee, maar hierdie kontantlose stelsel, dit kan nie so werk nie, of dit kan nie so werk nie. Dis vandag nie meer vir ons 'n vreemde verskynsel nie. Om oor hierdie goeders te praat, dat die wêreldbevolking genommer gaan word. As jy net 'n bietjie gaan navorsing doen, dan gaan jy agterkom, daar is tegnologiese ondernemings soos Disruptive Subdermals en baie ander ook, wat daartoe werk om mikroskyfies alreeds onder jou vel in te plant en wat dit alreeds doen. Die besturende direkteur Hannes Schobalt van hierdie maatskappy het gesê, hierdie tegnologie bestaan lank reeds en dit gaan gebruik word. Hy skryf op 'n ander, of hy sê op 'n ander plek, dat hierdie soort tegnologie aangewend gaan word, of jy daarvan hou of nie. Waar hulle mikroskyfies onder jou hand inplant, om jou temperatuur te vat, om jou mediese rekord op te hou, dit word lewendig gehou deur jou liggaamstemperatuur, soos hulle jou hand afkap, dan gaan die mikroskyfie ook dood, lewendig deur liggaamstemperatuur op 'n sekere plek in jou hand ingeplant. Waar jou kredietkaart besonderhede op is, hierdie ding is nie meer vreemd nie. As jy 'n paar jaar terug oor dit gepraat het mense gedink, nee, maar dis onmoontlik. Hierdie dinge is alreeds so. In van die skandinawiese lande so Swede, het hulle alreeds 'n kontantlose stelsel. Hulle sê die ekonomie van Swede maak dalk 1% uit van kontant. Dis glad nie vreemd om in Swede te loop en elke keer te sien bordjies wat sê geen kontant. Hulle het lank reeds in Swede al mikroskyfies in mense se hande ingeplant wat geskandeer word. Dit maak vir jou hekke oop, dit maak dat jy by jou winkel kan ingaan. Daar's tegnologie nou, ja, hulle sukkel nog bietjie met dit. Checkers sukkel nog bietjie met dit. Woolworths het op 'n stadium bietjie van dit probeer, maar hulle kry dit nog nie reg nie. Miskien is dit hier in Suid-Afrika waar dit nog net nie lekker gaan werk nie. Maar hulle tegnologie wat nou maak dat jy kan in 'n winkel inloop, jou goeders van die rak afhaal, dit skandeer en net uitstap, jy betaal nie. Dit sal baie lekker wees, veral op 'n Vrydagmiddag as jy iets regtig nodig het. Maar hier is dit, dis al reeds daar, dit word ontwikkel. Bill Gates het nou die dag gesê, dit gaan binnekort so wees dat jy nie meer 'n selfoon nodig gaan hê nie. Hulle is besig om tegnologie te ontwikkel en dit wat ons van weet is maar 'n druppel in die emmer. Hierdie maatskappye druk mekaar om te werk tot hierdie soort kontantlose stelsels. Daar's in die Europese Unie en in die Verenigde Koninkryke alreeds navorsing gedoen dat 51% van die mense wat in Europa bly, het gesê hulle is al gewillig om 'n mikroskyf implanting te kry. Meer as die helfte van die bevolking van Europa sê alreeds hulle is gemaklik daarmee. Iemand het op 'n stadium vir my gesê, en nou praat ek nie oor tattoos nie, maar ek praat oor die gesindheid daar agter, dat 'n geslag wat gemaklik is om op hulle tatoeëermerke te kry, is ook gemaklik om mikroskyfies in hulle te laat inplant. Dis 'n kondisionering, dis 'n regkry, dat as jy gemaklik is om jou te bekrap en lyk of jy met 'n nat koerant geslaan is, dan is jy ook bereid om 'n mikroskyf in jou hand te kry. Want dit is die geslag. En hier praat ek nou nie van iemand wat jare terug 'n tattoo gekry het en nou nog skuldig voel daaroor nie. Ons praat van 'n gesindheid. Ons praat van 'n geslag wat daar is, wat net nie meer daaroor omgee nie. Dit sal vir hulle ook nie 'n probleem wees om 'n digitale vingerafdruk te kry nie, om met mikroskyfies gemerk te word nie. Hierdie tegnologie is al algemeen wat vandag gebeur. En so gaan hulle maak dat as jy nie hierdie mikroskyfie het of hierdie stelsel ingekoop het nie, gaan jy nie kan koop of verkoop nie, so eenvoudig soos dit. Ek sê nie hierdie mikroskyfies is al die merk van die dier nie,
Wat ek wel sê is, dis besig om gereed gemaak te word. Hoor jy die voete val van die anti-kris? Maar die anti-kris gaan uiteindelik vernietig word. Daniël 8 vers 25 sê, en op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig, ja, optree teen die vors van vorste, en hy sal sonder toedoen van mense hande verbreek word. Weet u hoe die anti-kris tot sy einde gaan kom? Weet u hoe gaan hy uiteindelik vernietig word? As jy dit wil weet, moet jy Dinsdag aand kerk toe kom. Dan gaan ek met u praat oor die slag van Armageddon. Amen. Kom ons bid saam. My vriend, jy het nou gehoor vanoggend dat daar 'n wêreldleier sy verskyning gaan maak net voor Jesus se wederkoms. Die vraag vanoggend is jy reg om wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal, om saam te kom? Of leef jy nog in hierdie vrees dat jy nie seker is jou saak met God is reg nie? Jy hoef nie in hierdie vrees te lewe nie. Jy kan ook daai blydskap hê, dat jy kan weet dat jy 'n kind van die Here is. Is hier nie iemand wat net vinnig sy hand wil opsteek en weer laat sak, dat ek vir jou kan bid? Enige iemand wat sê, bid asseblief vir my. Dankie, ek sien jou hand, laat sak maar weer. Ek sien julle hande, laat sak maar weer. Ek sien die hande, laat sak maar weer. Ek sien die hande, ek sien ook jou hand. Ek sien daardie hand, laat sak maar weer. Ek sien ook daai hande daar agter, laat sak maar weer julle hande. Net 'n aanduiding van iemand wat sê, bid asseblief vir my, dat ek daardie vrede kan kry. En ek wil nou graag vir jou bid. Hemelse Vader, U gee vrede. Here Jesus, U gee dit nie soos die wêreld gee nie. U gee dit in oorvloed. U bring berusting in ons harte as ons na U toe kom in die geloof. En ek wil bid vir iemand wat in hierdie diens sit, wat lank reeds dalk weet, Jesus se koms is naby. Ek bid vir iemand wat vanoggend dalk onder daardie oortuiging gekom het. Wanneer hulle na hierdie dinge kyk wat die Bybel alreeds gesê het, meer as 2500 jaar terug, meer as 2000 jaar terug, sommige profesieë, wat vanoggend hierna luister, wat sê, Here, kom doen 'n werk in my siel, dat ek vrede met God kan hê. Net U kan dit vir hulle doen. Net U kan in 'n hart werk. Daarom vertrou ons U, Here, om dit vanoggend ook te kom doen. Daardie hand opsteek red hulle nie, daardie hand opsteek gee nie vir hulle vrede nie, maar dit is maar soos 'n rower aan die kruis wat net sê, dink aan my, Here. Wil U nie in hierdie oomblikke U vrede oor hulle gebied, dat hulle hoor, vandag sal U saam met my in die paradys wees. Vandag red ek ook jou siel. Vandag gee ek vir jou ook daardie vrede. Ek bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen. Voordat ons gaan saam sing, wil ek net graag vir u noem, daar was 'n geleentheid hier in Brits, waar hier agter in die kantoor 'n man na my toe gekom het en vir my gesê, Dominee, hierdie ding van bekering werk nie. Ek het my baie al tot God bekeer, sê die man vir my, maar dit werk nie.
Ek sit in 'n diens soos hierdie, ek steek hand op, ek bekeer my tot God, maar dit werk nie. Ek vra toe vir hom hierdie volgende vraag, het jy al ooit vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Nee, sê hy. Ek sê nou gaan jy die week, dan sê jy dit vir iemand, dat jy tot bekering gekom het. Daai volgende week kom hy weer na my toe. Ek kan sommer in sy gesig sien, hy lyk anders. Ek vra vir hom, het jy vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hy sê, ja, hy het. Ek sê, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Mense sit in 'n diens, hulle kom tot bekering, hulle glo werklik, maar dit is asof niks in hulle lewe verander nie. Het jy al vir iemand gesê dat jy tot bekering gekom het? Hak daai transaksie deur, sê dit vir jou man, sê dit vir jou vrou, sê dit vir jou kind, sê dit vir jou kleinkinders, sê dit vir iemand, dat jy Jesus aanvaar het as jou verlosser en saligmaker, dat jy jou lewe vir God gegee het, bely dit met die mond. As jy Jesus se naam op aarde bely, waar sal jou naam bely word? In die hemel. Jou naam kan vandag in die hemel genoem word. As jy bereid is om Jesus voor die mense te bely, hak daai transaksie deur. Ek sluit hiermee af. Ek onthou toe Dominee Johan Botha het altyd vertel, hy het in 'n wederkomsdiens gesit in Pretoria Noord, en die dominee het gepreek, en hy het na die tyd uitgegaan en sy saak met die Here reggemaak, maar hy sou sê, niks het regtig verander nie. Daai volgende dag by die werk, hy het altyd ingekom en gevloek en geskel en geraas en geblaas, en hy het rustig ingekom, en iemand vra vir hom, wat gaan met jou aan? Het jy ook nou 'n Christen geword? En toe hy sê ja, op daai oomblik, toe voel dit asof hier 'n las van sy skouers afgeval het. Bely dit met jou mond. Miskien het jy al lank terug tot bekering gekom. Wil jy dit nie weer vir iemand sê nie? Sê vir iemand, hak die transaksie deur, glo met die hart, bely met die mond. Dat jy daai blydskap en vrede ook kan kry.